Goeiemôre, ons is in die Junie maand en al die Christelike feesdae van die eerste helfte van die jaar is nou afgehandel. Dit was Paasfees, Hemelvaart en Pinksterfees. Ek wil graag vanoggend net u aandag vestig op 'n baie belangrike Bybelse waarheid en beginsel. Jesus spreek die volgende woord in Johannes hoofstuk 7 vers 38. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit mag dalk onwetend wees, maar sommige gelowiges leef dalk van feesdag na feesdag en dink nou praat ons eers weer volgende jaar daaroor. Die Nuwe Testament leer egter dat Jesus juis gekom het, dat ons die hele jaar, elke dag in sy volheid kan leef. Hy het gekom sodat ons as 'n nuwe mens in hom kan leef en al die ou dinge verby kon gaan, volgens 2 Korintiërs 5 vers 17. Dan lees ons in 1 Johannes 2 vers 20, en julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. En die salwing vers 27 wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande is alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos julle dit geleer het, so moet julle in hom bly. Dan lees ons ook in 1 Korintiërs 6 vers 19, of weet julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle is, en wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie? 1 Korintiërs 6 vers 20, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Hier is my boodskap op 1 Junie. Jesus Christus het Satan aan die kruis verslaan. Daarna het hy die Heilige Gees gestuur en ons lees dan, strome van lewende water vloei uit ons binneste. Jou dors is vir ewig geles. Ons leef nie vandag in die volheid van die Heilige Gees en môre is ons weer halfvol nie. Nee, ons het gevind wat ons gesoek het. Christus het ons nuut gemaak, die Heilige Gees leef in ons. Ag, ek wil kom aanmoedig vanoggend. Moenie leef as 'n Sondag tot Sondag Christen of sosiale media Christen wat net nog meer en meer soek asof jy nie alles het nie. Asof ons elke week nuwe krag moet kry nie. Die volle prys is vir ons betaal. Leef soos Paulus ons in Romeine 8 beskryf. Ons is meer as oorwinnaars in Jesus. Die bose het sy houvas op ons verloor. Luister na 1 Johannes 5 vers 18. En ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself. En luister hierdie woorde. En die bose het geen vat op hom nie. Luister, moenie dat Satan jou mislei of bedrieg nie. Jy kan hierdie week in die volle oorwinning van die kruis en van die krag van die Heilige Gees leef. Jy's God se kind, staan op kind van God en leef soos 'n vrygekoopte seun en dogter van die Here. Here, baie dankie hiervoor, dat ons kan bid, dat die leuns van Satan van ons af weggeneem sal word en dat ons dit nie sal glo nie, maar dat ons in sy oorwinning meer as oorwinnaars in hierdie wêreld kan leef. Amen.